Môre, dis Woensdag die 25ste Februarie en ek hoop die Here ontmoet jou vandag rustig daar waar jy sit. Dalk met daardie lekker warm beker koffie in jou hand. Gister het ons gesien hoe Isak geweldig begin bewe het, toe hy besef het God se plan kan nie verander word nie. Vandag gaan die verhaal aan, maar die bewing skuif van die pa na die seun toe. Ons staan vandag stil by Esau. Hy het te laat agtergekom dat hy die belangrikste ding in die lewe weggegooi het vir 'n vinnige bord kos. Wanneer die deur vir hom toegaan, hoor ons 'n klank wat 'n mens se siel tref. Kom ons gaan sit by Isak se tent in Genesis 27 vanaf vers 34 tot 40. Nou ons kerntekste vandag is vers 34 en vers 38. En in vers 34 staan daar: Toe Esau die woorde van sy vader hoor, skreeu hy met 'n baie groot en bitter geroep. En hy sê vir sy vader: "Seën my ook, my vader." En dan in vers 38 lees ons: Daarop het Esau aan sy vader gevra: "Het jy net een seun, my vader? Seën my ook, my vader." En Esau het sy stem verhef en geween. Jy wonder dalk hoekom het hy so hard geskreeu? Nou in die oorspronklike Hebreëus staan daar geskrywe Tseaka. Hierdie woord verskyn 21 keer in die Ou Testament. Dit is 'n teken van diep menslike nood wat opstyg tot in die hemelse hof. Maar Esau se nood was oor die rykdom en status wat hy verloor het, nie oor sy sonde teenoor God nie. Maar luister, selfs hier sien ons die pad na Jesus toe. Jesus is die een wat aan die kruis die ware bitter geroep vir jou sondes uitgeskreeu het. Hy het gehuil sodat jy nooit hoef bang te wees dat God se genade deur vir jou toe is nie. En kom ons maak dit eenvoudig. Esau wou die seun hê, maar hy wou nie vir God ken nie. Hy was soos 'n kind wat net die geskenke by die partytjie soek, maar nie vir die maatjie wat verjaar nie. Gister het ons gesien Isak het probeer om God se plan te systap, en vandag sien ons die gevolg by sy kind. Esau was die 3de generasie kind. Sy oupa Abraham het 'n diepe verhouding met God gehad, maar Esau het net vir sy eie ek geleef. Jy weet, dit sou die grootste tragedie in die geskiedenis gewees het as hy hoofskap van hul familie gekry het. Want dan sou die leier van God se volk iemand wees wat niks vir God gevoel het nie. Hy het gedink hy kan God se seun koop met wildsvleis by sy aardse vader. Maar God kyk diep in jou hart, nie na wat in jou offerbord lê nie. En miskien voel jy vandag ook of jy iets belangriks verloor het. Dalk is jy bitter omdat jou planne nie uitgewerk het nie. Maar onthou, Jesus is die ware leer tussen die aarde en die hemele. Hy is die enigste kontak tussen jou en die Vader. Moenie jou krag mors om te skree oor goed wat kan breek of wegraak nie. Kyk op na Jesus, ons middelaar. By hom kry jy 'n erfenis wat vir altyd hou. Los die bitterheid oor die wat as in jou lewe en vind jou rus in die Here wat jou vandag styf hou. Kom ons bid saam. Here onse God, U is die getroue en U woord staan vas vir altyd. Here, vergewe ons dat ons dikwels meer bekommerd is oor ons aardse koring en mos as oor U. Dankie vir Jesus Christus wat die bittere pyn vir ons gedra het, sodat ons vandag in U vrede kan lewe. Here, haal die wortel van bitterheid uit ons harte uit en help ons om op te hou veg teen U plan en te begin rus in U liefde alleen. Vergewe ons sondes, nie omdat ons dit enigsins verdien nie, maar alleenlik uit U genade in die naam van Jesus Christus, onse Verlosser, en deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. En onthou vandag, jy is dalk die Bybel wat iemand vandag moet ontmoet. Moenie dat jou hartseer oor gister
jou keer om die lig van Jesus vandag deur jou te laat skyn nie. Ek hoop jy het 'n geseënde Woensdag.